Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg. Ons gesels vandag verder oor ons tema, geloof in praktyk. Ons kyk vandag na Henog. Ons lees in Hebreërs 11 vers 5 tot 6. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner van die wat hom soek. Henog is in die 7de geslag na Adam, en hy het geleef in die dae voor die vloed. Kom ons gesels net so vinnig oor die dae waarin Henog geleef het. Aan die een kant het die mense in Henog se dae begin om stede te bou, en hulle het groot tree geneem in veeboerdery, landboerdery, en hulle het kuns en kultuur ontwikkel, en selfs met taalwerk bemeester. Maar aan die ander kant het die mens begin om al meer boos te word. Kain se broer Abel, of Kain het vir sy broer Abel vermoor, en die mense het daarna ook God se skepingsverordeninge rondom die huwelik gebreek, en hulle self bloeddorstig oor die geringste belediging gewreek, en so hulle selfs 'n hoër plek as God gegee om te besluit wat reg en verkeerd is, en dinge het net al hoe slegter geword. En ons leef wel vandag in die na-vloedwêreld, en die wêreld en kultuur van die voorvloedaarde is verdelg en skoongevee, maar ons is nie ver verwyderd van die voorvloedmense nie. En spite van ons vordering in argitektuur en boukunde, boerdery, kuns en kultuur, en in die mediese en wetenskaplike velde, word die mensdom toenemend boos. Ons loop dalk nie meer rond en vermoor mense op die strate en hulle huise nie, maar baie mense pleeg massamoord deur om ongebore babatjies te aborteer. En die mens verbreek God se skepingsverordeninge rondom die huwelik deur om in onnatuurlike seksuele verhoudings in te tree, en die musiek en films van ons eie volk is selfs ook goddeloos, kras en lasterlik. Ons staan in hierdie dae dieselfde te doen as Henog. Nou wat het Henog gedoen? Henog het ten spyte van die toenemende duisternis rondom hom met God gewandel. Om met God te wandel beteken nie om slegs met uiterlike dinge ons gewetens te sus, soos om kerk toe te gaan en om betrokke te wees nie. Dit beteken om in geloof met God te wandel en om aan hom gehoorsaam te wees. Hierdie geloof is baie meer as net uiterlik. Dit is om na God te soek, omdat ons weet dat God werklik bestaan en die groot ek is. Daar is mense wat nie regtig glo dat God is nie, en daarom word hulle hart en hulle gewetens nie beweeg om na hom te soek nie. Daar is geen ander manier om God te behaag as om in hom te glo en om hom te vertrou en om hom gehoorsaam te wees nie. Henog het in sy dae nog nie die persoon en die werk van Jesus geken nie, maar God het sy wonderlike verlossingsplan vir ons deur Jesus geopenbaar. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ons in hierdie toenemende duistere dae na God soek, kan ons hom deur Jesus vind, as ons in hom glo en sy naam aanneem. God antwoord op hierdie soekende geloof na hom, en hy beloon hulle. Hoe beloon God die wat na hom soek? Deurdat hulle hom vind. En nie net dit nie, dat hy hulle skuld deur die verlossingswerk van Jesus wegneem, en dat hy hulle in 'n plek in sy ewige koninkryk gee. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ja Here, ons dae word al hoe meer duister en boos, en die wêreld leef asof U nie bestaan nie, en asof daar nie 'n dag van rekenskap sal wees nie. God gee tog aan ons, dat ons saam met U sal wandel, en elke dag na U sal soek. Gee aan ons, dat ons die krag sal hê om U wil te doen, en aan U gehoorsaam te wees. Amen.